somersmiddag in Rome 64 na Christus is 'n man in kettinge na 'n plek geneem wat hy goed geken het. Hy het ander al voorheen daarin sien stap. Hy het gesien hoe hulle laaste asems daaruit blaas. En nou was dit sy beurt. Die Romeine noem dit kruisiging. Jesus noem dit volg my. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Ek wonder soms wat deur Petrus se kop gegaan het toe hy daardie kruis sien. Of hy gewens het dat Jesus maar liewer iets sagter gesê het, iets soos volg my, maar net soveel as waarmee jy gemaklik is. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê in Lukas 14 vers 27, wie nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Ek sê gereeld, die dinge wat ons as swakheid beskou is dikwels juis ons grootste krag. En dalk is dit wat Jesus bedoel, want die kruis in sy mond is nie 'n instrument van skande nie, dis 'n uitnodiging nie tot dood nie, maar tot oorlewing. Ons het in 'n tydperk ingegaan waar beheer koning is, selfbeheersing, selfbestuur, selfontwikkeling, selfhelp, selfies. Maar Jesus sê, sterf aan jouself. Dis loodreg teen wat ons doen. Nie in 'n dramatiese, romantiese sin nie, nie soos 'n fliek waarin jy heldhaftig jouself opoffer vir 'n groter doel nie. Nee, meer alledaags, meer ontwrigtend. Jesus sê, los beheer. Ek het 'n man in Pretoria ontmoet met 'n indrukwekkende CV. Hy het altyd geweet waarheen hy op pad is, beplan, bereken, geadministreer. Maar toe raak sy vrou ernstig siek en niks kon haar red nie. En vir die eerste keer moes hy hierdie woorde sê wat Jesus al lankal aan hom gefluister het. Ek is nie in beheer nie. En dis daar, presies daar, waar disipelskap vir hom begin het. En genade was hy nie 'n besonderse disipel nie. Jesus sê nie, dra iemand anders se kruis nie. Hy sê, dra jou eie. Wat net jy weet wat jou verleiding tot selfheerskappy is. Net jy weet waar jy vasklou aan jou eie planne, voorsiening, invloed, reputasie. En die ironie, wanneer jy jou eie kruis dra, word jy ligter. Want jy was nooit bedoel om God te wees nie. Jy was nie gemaak om jou eie meester te wees nie. Wanneer jy jou kruis dra, laat jy die las van selfsaligheid val en jy volg hom in iets baie beter in. Rus, vertroue, vryheid. So, wat probeer jy beheer? Wat sou gebeur as jy dit neersit en jou kruis optel? En wat as dit die begin is van alles? Tot môre, mooi loop.